Goeiedag en baie welkom. Ag, dit is lekker. Mense is net so bewus van die Here se teenwoordigheid, sy seën in jou lewe. Ons vat dit so vanselfsprekend, maar wat 'n voorreg dat ons in sy aangesig mag lewe. So ek wil jou nooi, kom ons begin dan reg. Kom ons maak ons oë toe. Nou wie toe anders sal ons gaan, Here? U alleen het die woorde van die ewige lewe en daarom is ons hier. Daarom bid ons nou dat u genade en vrede by ons sal wees. U is Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. En die Here sê vir julle genade en vrede, soos wat ons gebid het ook. En hierdie groete kom van God die Vader, wat alles gemaak het, van God die Seun, wat homself geoffer het om ons te red, van God die Heilige Gees, wat in ons woon en deur ons werk. Wat 'n wonderlike voorreg dat hy hier is. So ek wil jou nooi en sê, maak op die Bybel. Laasweek se teks het my nogal gevat, daar waar Abraham vir die ryk man gesê het, hulle het die wet en die profete. Ons het die Bybel en ons het die Gees van God. Dis hier waar ons geloof kry, dis hier waar ons geloof versterk word. So maak jou Bybel oop by 2 Timoteus hoofstuk 1. Ons lees vers 1 tot by vers 14 saam. Kom, voor ons lees, kom ons bid eers gou. Here, dit is lekker om my eie Bybel vas te hou, elkeen van ons, in ons eie taal. En daarom vra ons dat U deur die Gees ook die woorde lewendig sal maak in ons binneste. Dat ons eintlik soos die Emmausgangers sal sê, het ons harte nie warm geklop, toe U met ons gepraat het nie. So ontmoet ons en praat met ons, vorm ons, verheerlik Uself deur ons. Amen. Nou wil ek jou nooi, kom ons lees saam. Dit is die woord van die Here. 2 Timoteus 1 vers 1 van Paulus. 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God, wat ek nou soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof. Dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. En moet jy ook nie skaam vir my, wat om sy ontwille gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie, met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered, en ons geroep, om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit, en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar, deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek, en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. Ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging, en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ons lees dit daartoe saam. Ek wil nou 'n bietjie gesels oor inspirasie. Wie inspireer jou?
Ek wonder of jy al gedink het, wie inspireer jou? Ja, ek weet jy gaan nou vra inspireer om wat te doen. Om te doen wat jy ook al doen en wat jy geniet om te doen, wat jou passie is. Wat is inspirasie wat jy gekry het om dalk as 'n skrywer of 'n blogger of 'n outeur op te tree, of die inspirasie wat jy gekry het om te sê, maar weet jy, dis die werk wat ek gaan doen. Baie keer dink 'n mens, ag, dit kom van self en dis my aanleg en so aan. Maar jy weet, daar's baie keer in 'n mens se lewe dinge wat gebeur. En dan hou jy dit eintlik soos 'n klein noot vas. Jy vertel dit nie vir almal nie, maar vir jou het dit eintlik jou lewe gevorm en jou rigting gevorm. Die woordjie inspirasie, as ek dan nou vir jou vra wie inspireer jou, kom van die woord inspirare af, 'n Latynse woord wat eintlik beteken om asem in te trek. Jy hoor dit, nee, om 'n opgewondenheid te kry, om geesdrift te kry, om aangeraak te word, om met vertroue bemoedigend te leef in 'n bepaalde rigting en om mense saam met jou te neem. Jy weet, né, baie keer is ons omtrent soos 'n rekkie. Jy weet, wat inspireer jou? Wat maak dat jy uitrek en skiet? Wat maak dat jy energie kry om aan te gaan? Wat maak dat jy nie net vir jouself leef nie, maar dat so jouself verbind aan 'n ander ou en nog 'n ou inspireer en sê, kom ons gaan vorentoe. Hierdie passievolle, dapper gees, driftigheid, hierdie om anders te leef, om te sê, dis wie ek is, so uniek is wat my duimafdruk is, so uniek is dit vir my om voor God te leef. Inspirasie is ook om die beste uit mense te haal. Ja, ek weet, baie keer kry mense onderwysers, né? En jy het baie onderwysers in jou lewe en baie van die goeie onderwysers het altyd goeie byname. Ek sal nou nie dit herhaal nou vanoggend nie, maar jy kan self dink. Maar dan dink jy weet, daai onderwyser met daai bynaam het soveel belê in my, dis hoekom ek sy naam onthou. Het so groot verskil gemaak. Het 'n vlam van passie oor 'n onderwerp, oor 'n saak, oor 'n tema, oor 'n vak in my aan die gang gesit en ek kan nie ophou dink daaraan nie. Ek kan nie ophou doen daaraan nie. Ek wil net beter doen. Hy het my gehelp om te droom en nou het my droom 'n werklikheid geword. Ons het almal mense wat ons inspireer. Ons inspirasie begin eintlik tussen ons familielede. En jy kan maar gaan dink, wat het jou pa en ma gedoen om jou te inspireer? Wat het jou oom of tannie gedoen? Wie het wat gedoen wat jou so gegryp het dat jy net gedink het, wow, dit moet. En jy weet, as ons as familie so aan mekaar vastrek, né? Wat 'n wonderlike voorreg wat ons het om so te kan leef as kinders van die Here. Om as familie aan mekaar verbind te wees. En kyk, hier's nou al 3 aan mekaar, né? En dit gee ons eintlik 'n stukkie veerkragtigheid en dit bou energie. En ons sê, maar daartoe is ons op pad. Of geskiedkundiges. Sê, weet jy, daai dag hierdie ding gesê, dit het my gegryp. Maar daar's meer. Daar's baie meer. Kom ek lees nou in die teks, dat jy kan sien waar Paulus hierby aansluit. Hy sê, ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof al wat daar al in jou ouma Louise en jou ma Eunice was, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Ouma het geglo, en ouma se geloofsenergie, se elastisiteit, se passie, het aangesteek na ma se toe. En hierdie 2 vroue, het jou geïnspireer om ook te glo. So jy kan nie sê, nee, weet jy wat, ek het maar op my eie tot bekering gekom. Nee, God het deur ouma gewerk, om deur ma te werk, om my aan te raak. En dan sê Paulus, en dan onthou ek jou genadegawes, en ek het vir jou die hande opgelê, en jy het beleef hoe dat God jou seën. En weet jy wat, God het 'n vuur in jou laat blaas, wat van waar afkom, tot waar dit nou is. En nou sê ek vir jou, leef met hierdie vuur, blaas hierdie vuur aan. Ja, dis nou nogal 'n interessante ding, né? Jy sien ons nou braaiers, sien jy ons nou maklik uit.
Wat doen braaiers? Kyk, en dit gebeur nou dalk bietjie meer by my as minder. Is dat 'n ou so by 'n vuurtjie staan, dat hy net weer moet vlam kry, dat hy moet lekker brand en 'n groot vlam moet maak. Of een van daai masjienkies wat draai. Blaas hierdie vuur aan, sodat die energie kan loskom, sodat hy kan aangaan. 'n Familie wat mekaar inspireer. 'n Geslag, ouma, wat 'n volgende geslag, ma, wat 'n volgende geslag, Timoteus, inspireer. Sodat Timoteus weer, ja, jy kan dit seker dink, 'n inspirasie sal wees vir 'n volgende geslag. En dit lyk my nie of Timoteus teen daai tyd getroud was nie, maar toe sit die gemeente. En Timoteus kom net en hy sê, wie ek is, vryf ek af van julle. Wow, wat 'n wonderlike voorreg. En dan doen hy leef hy hierdie leidende rol in die kerk. Timoteus wat voorloop in 'n gemeente, wat God deur sy ouma, deur sy ma met hom gedoen het. Ja, ek het nou gesê, die Latynse woord beteken ook om asem in te trek, net daai opgewondenheid, daai elastisiteit, en daai rekbaarheid en energie wat gereed is. Maar inspirasie dra iets ook van bemoediging. Bemoediging is iets anders as net energie loslaat en skiet. Bemoediging is ondersteuning. As ek praat van bemoediging, dan kan ek aan niks anders dink as Winston Churchill daar in die Tweede Wêreldoorlog, toe die Duitsers Engeland so gebom het, 57 dae lank het die vliegtuie oorgekom en veral vir Londen gebom het, en miljoene huise was al stukkend. Hulle praat op daai stadium 40.000 mense wat al dood is in die bomme. En Churchill wat net vir sy mense saam met hom in die Verenigde Koninkryk sê, hou net aan. In die geskiedenis sal altyd vertel word van hoe die mense volhardheid en uiteindelik oorwin het. En hoe dit die geskiedenis eintlik gedraai het, en hoe dat geallieerde magte toe opgestaan het weer en later die oorhand gekry het. Ons moet haastig wees om hoop uit te deel. Ek wil dit vir jou sê, ons moet haastig wees om hoop uit te deel. Veral as jy sien dat iemand se geloof klein is, gaan blaas daai vuur aan. Blaas eers die vuur in jou eie lewe aan. Nee, hierdie energie, die rekkie moet maar altyd op uitgerek wees. Die wind moet maar sterk waai, my vlammetjie moet hoog brand. Maar hoe steek ek 'n vuur aan na 'n ander toe? Ek gaan sit my vlammetjie teen die house kole en dan klim die vuur oor. So dit gaan oor geloof wat afvryf en geloof wat hierdie verskil maak. Maar het jy al gedink as jy 3 hoopies vuur bymekaar sit, hoe groot lyk dit? Dis soos 1000 kersse bymekaar. Is 'n groot lig. Hierdie vuur. Ons moet regtig altyd haastig wees om hoop uit te deel na ander toe. En dit bring my by 'n ding wat hier so is. En dit lê in hierdie rekkie. En ons noem dit deesdae die mooi woordjie van veerkragtigheid, né? Ek het nou 'n paar keer gesê, my rekke moet gespan wees. Ek moet die houe van die lewe kan vat, en die uitrek kan vat, maar ook weer terugkom na my oorspronklike posisie toe. Is dit nie hoe Christus ons geïnspireer het nie? Christus was God, maar sy rekke het baie lank gerek, en hy het selfs bereid om 'n mens, 'n skepsel te word, om hier op aarde rond te loop, sy voete te laat vuil word, en ons te inspireer, en hy het vir ons die wonderlikste aspekte van 'n kind van die koning gewys. Sy verhouding met die Vader. As ons net dink hoe dit gelyk het, hoe dit hy gebid het, hoe dit hy mense weggestuur het, in die hoogte opgegaan het, hoe dit hy vroeg in die oggend uitgeglip het uit die huis het, en met mense gaan bid het, en dan kom sy disippels en sê, Rabbi, almal soek u. Dan is hy besig om te bid, en dan dink ons, maar hy self God, hoekom bid hy? Maar die inspirasie wat daar vir ons in is, dat ek tydig en ontydig kan bid, dat sy identiteit in God gelê het. As jy nou maar net dink toe hy gedoop is, en God gesê het, dit is my geliefde seun, in hom verheug ek my. En hoe dat ons selfs daai uitdrukking ook na ons toe kan God, dat God het behaag in wie ons is. Dis Christus se veerkragtigheid.
wat my en jou inspireer na veerkragtigheid, wat ons help om weer ander gelowiges te inspireer na veerkragtigheid, dat ons die houe van die lewe kan vat en kan terugkom na ons oorspronklike posisie toe. Sy lewe van intimiteit, hoe dat God se woord, dat hy gesê, daar staan geskrywe, God se woord en God se gees ook sy gedagtes gelei het, hoe dat hy geworstel het in Getsemane. En ek gee juist hierdie voorbeelde om te sê, Christus is vir ons 'n voorbeeld. En Christus was vir Paulus hierdie voorbeeld, en toe word Paulus hierdie voorbeeld vir 'n Timoteus, vir my en vir jou. Hy gee vir ons 'n veerkragtigheid, en hy sê, gaan net aan. So, nou sê ek daar by daai punt van, wat van jou? Want ek wil vir jou sê, wat Paulus hier vir Timoteus ook gesê het, wat in jou toevertrou is goed. Oscar Wilde, lang terug, vertel hy van 'n incident, man, dit is nog voor daar vliegtye was, ek wil gesê, toe vliegtye nog buite toilets gehad het, maar dis nog voor daar vliegtye was, het Oscar Wilde geleef, en hy sê, eenslag het een van sy vriende, die bankrotpolisie het hom kom arresteer, kom haal, en hom na die bankrothof toe gevat, so hy loop in boeie, tussen hierdie twee manne, wat hom na hof toe sleep, kling, 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 op die sypaadjie, nee, en sy skande, sy knie is, sy rug is gebuig, sy knie is geknak, hy kyk sommer net af, hy wil niemand sien nie, en een van sy vriende, stap, en toe hy naby hom kom, toe haal hy sy hoed af, en hy groet vir hom, maar nie gemaak nie, nie vermakerig nie, maar opreg om te sê, ek groet jou, met alle eerbewys, en respek wat ek het, jy bly nog steeds my beste vriend, hy sê, daai ou klein aksie wat daai man daar gedoen het om vir my te sê hoeveel waarde het ek nog in sy lewe. Man, mense het hemel toe gegaan vir minder as dit. Ek sê jou, dit het vir my soveel energie gegee dat ek die sleg wat ek toe moes deurgaan, my straf, het ek gevat en het ek deurgegaan en het ek gedoen. Ons het soveel geleenthede om nie net geloof af te vryf nie, maar om veerkragtigheid, resilience, aan ander mense te leer en voorbeeld te wees daarvan. Jy weet, 'n Facebook chat, 'n omgee SMS, 'n helpende hand, 'n motiverende praatjie, dalk baie keer ook 'n aanmaning wat ook weer 'n vuur aan die brand steek in iemand se lewe. So ek en jy is rolmodelle vir ander mense. Ander mense sien deur ons wat dit is om God te dien. Selfs Paulus, ek hierdie staaltjie nog vir julle vertel, Paulus was die enigste leraar wat die gemeente in Thessalonisense ooit gehad het. En hy was vir 'n baie kort tydjie, kom ek sê nou maar, vir 'n tydperk van 'n maand was hy in Thessalonika, en kon hy hulle die evangelie leer, en toe sy weg, en toe het hulle nie 'n leraar nie. En dan skryf hy later vir hulle die brief, jy kan gaan lees, in 1 Thessalonisense 1 vers 5 tot 7, dat hy sê, Julle het by my geleer die evangelie, ek het vir julle geleer wat veerkragtigheid is, en wat het is om die evangelie oor te dra, maar julle het dit so goed gedoen, dat die omringende stede weet dat julle Christene is, en die evangelie gehoor. Dis die invloed wat ek en jy, wat een mens op ander mense het, maar ons weet dit nie noodwendig. Nou, ek en jy gaan nie noodwendig so dramaties soos 'n Paulus gebruik word nie, maar ek wil vir jou sê, daai ding van die hitte van die kole, hoe steek jy aan nou sy vuurtjie aan? Jy sit jou vuur teen jou hout teen sy hout, en dan klim die vuurtjie oor, en dan begin hierdie vuur driftig brand, en dan word die hitte meer. En die hitte in hierdie gedeelte, gaan kyk waar dit staan, dit is nogal mooi, die hitte, die vuurvlam wat moet aangaan, is krag, liefde en selfbeheersing. En ek wil jou uitnooi en sê, gaan kyk wat dit beteken in jou lewe. As dit jou vuur is, krag, liefde en selfbeheersing, dit is wat jy afvry van 'n ander, en dan gaan hy vlam aan, en gaan hy vlam aan. Jy moet self verder dink, ek gaan nou nie verder daarby stil staan nie. Maar om Jesus daagliks te volg, in die moeilike en in die maklike, en dan weer my postuur terug te kry, veerkragtigheid, beteken ook, dat ek en jy later 'n boodskap het, en dan vat ons hierdie briefie, waarop hierdie wonderlike boodskap van God geskryf is. En dan gebruik God ons
En hy sê, stuur vir 'n ander 'n briefie. En die kinders gaan hierdie en baie goed ken, hè? Ja, stuur vir 'n ander 'n briefie. Sodat hulle die brief het om te lees. Hier is die brief. Hier is die groot brief. Maar dit is ons veerkragtigheid wat vir ander vertel van daagliks volg. Dis ons wat die vuur van die Gees in ons het en wat aangaan en aangaan. Weet jy wat is die mooiste? En dan eindig jy in jou lewe met 'n nalatenskap. Jy dink wat in jou testament moet staan. Dis die minst belangrike. Jou nalatenskap wat mense van jou onthou wanneer jy nie meer hier is nie. Is die kosbaarste ding wat jy het om te gee. Het ek genoeg in jou kop gesit? Ek hoop ek het jou inspireer. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord, vir die kosbare woord. Dankie vir die vuur wat in hierdie gedeelte is en dat hy ons aanvuur en aanspoor en dat ons 'n energie het wat in ons brand, dat ons 'n veerkragtigheid het waarmee ons net wil vorentoe gaan, waarmee ons U wil loof en prys en aanbid. Here, vandag dank ons U dat U ons nie uitgelos het nie. En vandag bid ons dat U Gees driftig in ons sal brand. En dat ons 'n veerkragtigheid sal hê en dat ons geloof sal afvry van almal rondom ons tot eer van U naam. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. As jy die Here wil dien met 'n dankoffer, is jy baie welkom. Ons sal dit as kerk op die regte verantwoordelike wyse bestuur. Maar nou wil ek jou sê, weet jy wat, as jy nou jou oë toemaak en sê, Here, asseblief, ek kan nie pad alleen stap. Moses het ook gesê, Here, ons gee nie 'n tree as jy nie saam met ons gaan nie. Dan wil die Here sê, ek gaan saam met jou. So beleef dat hy eintlik sy hand op jou skouer sit, as hy jou nou seën. Ek spreek die woord uit, maar dit is God wat ons seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, en mag die inspirasie van God die Heilige Gees by jou wees. Amen.